Goeiemôre. Jy luister na die 54ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Ons tema vir oggend is, om oomblikke te highlight. Ek weet nie of jy dit ook doen nie, maar as ek 'n boek lees, onderstreep ek en kribbel en kruisverwys en maak notas. En wanneer ek uitdrukke gemaak het, veral wanneer dit is vir 'n aanbieding, dan highlight ek die woorde of idees wat die belangrikste is. Dis nie dat die ander letters onbelangrik is nie, inteendeel. Sonder die omliggende woorde sou sinvolle gedagtes nie moontlik wees nie. Wanneer ek wel woorde highlight, dan weet ek wat is die essensie van dit wat ek wil sê. En selfs al verander die omliggende woorde dan, of verander ek die sinskonstruksie, die kernboodskap bly behoue. Ek weet wat belangrik is. Is dit nie ook wat ons met tyd doen nie? En wat ons nog meer behoort te doen nie? Definierende oomblikke in ons lewens is oomblikke wat gehighlight word in die hoofstukke van ons lewe. Sonder hoogtepunte, nuwe insig, trots en die koneksie met mense, is tyd eintlik vaal, soos kos sonder sout, soos 'n film sonder kleur, soos 'n grappie sonder humor, soos 'n storie sonder sin. Daar is 'n wesenlike gevaar hier onder ons neuse, en ons sien dit nie eers altyd raak nie. Ons kan ons dae leef soos 'n ongemerkte teks. Alles vloei, alles gebeur, maar niks staan uit nie. Nie omdat dit geen betekenis het nie, maar omdat ons nie doelbewus die oomblikke highlight waarop ons moet fokus nie. Ons hoef ook nie vir definierende oomblikke te sit en wag nie. Definierende oomblikke kan beplan en geskep word, of ten minste kan die kondisies waarin dit gebeur gekultiveer word. Jy kan nie rose maak nie, maar jy kan roosbome plant. Die wyse waarop ons die kondisies skep vir definierende oomblikke is deur ritmes, rituele en roetine. Ritmes is die herhalende vloei van jou lewe, die tye en patrone wat struktuur gee aan jou dae, weke en jare. 'n Gesin wat saans aan tafel gaan sit om te eet. Sondag as 'n rusdag waarop ons as gesin saam kerk toe gaan. 'n Weeklikse afspraak saam met jou man, jou vrou of dalk 'n vriend, 'n vriendin. Die jaarlikse familiebyeenkoms, Kersfees saam met familie, beplande vakansies saam. Die viering van verjaarsdae. Dit is eintlik die vooraf afsprake van ons lewens, om dit so te stel. Waar ritmes tye afbaken wat vir ons belangrik is, gee rituele inhoud daaraan. Ons gaan Sondag kerk toe. Dit is die ritme van ons lewe. Maar ons neem deel, ons sing, ons loof die Here, ons bely ons sondes en oortredings, ons verbind onsself opnuut in gehoorsaamheid aan die Here. Dit is die deelname aan belangrike rituele. Dat ons saam as gesin eet, is deel van die rituele van ons lewens. Maar dat ons deelneem, vertel van ons dag, ons konflik uitpraat, ons sorge en bekommernisse deel, maar so ook ons drome saam. Dit is die ritueel daarvan. Verjaarsdae is 'n viering van die lewe. En dan is daar die rituele wat uniek is aan elke familie, soos 'n sekere dag wat ons gaan roomys eet, of die spesifieke boeke wat ons saam lees, of krieket op die gras, of die unieke manier om te groet voor almal in rigtingspad elke oggend. Roetine het nie noodwendig dieselfde geestelike of emosionele inhoud as rituele nie, maar dit is nodig om struktuur te gee aan ons lewens. Jy doen die belangrikste werk van jou dag heel eerste, byvoorbeeld. Jy sorg dat jy gesond eet, oefen. Prioritiseer die belangrikste mense in jou lewe. Dit is 'n gewoonte wat aan die begin moeilik is om te begin, maar as jy deurdruk daarmee, word dit deel van jou roetine. Dit is die klein oorwinnings van elke dag waarop ons trots is. In die lig van gister se oordeenking kan ons dan sê, ritmes, rituele en roetine skep die kondisie
waarin ons spits ervarings kan beleef, waar ons nuwe insig verkry, waarop ons trots kan wees en koneksie ervaar. Dit waarborg nie dat daardie oomblikke definierend sal wees nie, maar dit skep die afwagting daarvoor en ons is op die uitkyk daarvoor. En dit gee die lewe kleur. Highlight daardie oomblikke. Ons gebed vanmôre kom uit die groot gebedeboek. Here, lê 'n smaak vir gebed op my tong en laat my lippe dan 'n banket van lof vir U berei. En mag hierdie feesmaal, wanneer ek dit eers een keer geproe het, my voed, maar nooit versadig nie, sodat ek altyd weer na gesprek met U sal smag tot in ewigheid. Amen. C.L. Langehoven het gesê, aan 'n nuwe wa kan jy sien of dit 'n goeie skilder was, aan 'n oue of dit 'n goeie waamaker was. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.